Meeste van julle sal teen die tyd al weet, ons is die kwartaal besig met 'n reeks oor die 7 tekens van Jesus in die boek Johannes. Dis die 7 wonderwerke, kan ons hulle noem, wat vir ons spesifiek iets vertel, nie net van wat Jesus kan doen nie, maar van wie hy is, en wie hy vir ons kom wys God is. Ons het gekyk na onder andere die verlamde man wat Jesus genees het. Ons het gekyk na die blinde wat Jesus genees het. Ons het gekyk na verskeie ander ook waar ons sien Jesus kom wys iets van homself en van God die Vader. Nie net in wat hy doen nie, maar ook in hoe hy met mense omgaan. Met die vermeerdering van die visse en die brood, dan kom leer ons ook, maar ons harte is altyd in die moeilikheid, want ons kyk vas aan die brood. Eintlik kom sê vir ons, maar ek is die brood wat julle nodig het. So as ons Johannes 11 lees, dis 'n lang stuk wat ons gaan lees vandag, vers 1 tot 45, dan gaan dit vir ons oor die verhaal van Lazarus, wat uit die dood opgewek is. Ons ken die storie, maar wat leer ons van Jesus? Wat sê Jesus van homself en wat hy doen en hoe hy dit doen? Nou ons moet mooi verstaan dat voordat hierdie storie afgespeel het, was daar 'n plek waar Jesus homself aangekondig het, gesê het wie hy was. En die Jode wat gehoor het, die kwaad geraak oor. Hulle wou nie aanvaar dat hy sê, hy is God se enigste seun, en wat dit per implikasie beteken is te sê, ek is die erfgenaam, met ander woorde, ek is God se gelyke, met ander woorde, ek is God. Daarvoor wou hy hom doodmaak. Dit kom nou, gaan weer daar uitkom, so, het is belangrik dat ons besef, dis die agtergrond van die storie. Dan lees ons saam van vers 1 af. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was 'n vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand van Jesus gestuur om te sê, Here, hy vir wie hy lief is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op daardie plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê vir hom, Rabbi, nou die dag nog voor die Jode seënig, en gaan nie weer daarheen. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Die disippels sê vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hy het gedink, hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan hom toe. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria gekom, om hulle oor hulle broer troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy aan tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê vir Jesus, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra.
Jesus sê vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, as sterwe hy ook. En elkeen wat lewe in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het selfs Suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons Leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het. Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet, en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het jy hom begrawe? En hy het hom gesê, Here, kom kyk, Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oog van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ryk al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê te vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hulle het die klip weggerol. Jesus het opgekyk bo en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en voete was nog toegedraai in die graf toe en sy gesig toegebind vir die kop toe. Jesus sê vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Dit is so 'n besonderse verhaal wat ons al gehoor het. Ons het dit van kleintyd af gehoor. Maar hier is so baie goed wat hier opgesluit is in hierdie klomp verse. Dit praat van Jesus se interaksie met sy disippels. Sy disippels wat tog gesê het, hulle glo in hom. Disippels wat tog gesê het, ons weet wie hierdie Jesus is. En tog probeer hulle van sê, maar moenie teruggaan nie. Moenie gaan daar hulle U wou doodmaak nie. En op die ouende sê Thomas, kom ons gaan nou maar, dat ons saam met hom kan doodgaan. Dit vertel vir ons van Martha en Maria, 2 vrouens wat Jesus goed geken het. Waarskynlik vriende was van hierdie Jesus en ook gesê het, ons erken hom as ons leermeester, ons erken hom selfs as Christus. En tog sê hulle ook maar, as iemand net nie was. En dit vertel vir ons van Jesus wat gehuil het, wat so aangedoen is deur dit wat hy om ons sien, dat hy hartseer in homself voel. Al het hy geweet waarvoor hy gekom het en wat gaan gebeur, het hy nog steeds aangevoel. So aan die een kant het ons die disippels wat sê, hoekom wil jy teruggaan? Dis die plek waar die mense U wil doodmaak. Dis die plek waar hulle vir U wou stenig. Dis gevaarlik. Hulle het nog steeds vasgeglo dat Jesus moet lewendig bly, sodat hy die verlossing kan bring. Hulle het nie verstaan waarvoor hy gekom het nie. En hulle sal so ver gaan as om te sê, as hierdie Lazarus net aan die slaap is, dan sal hy ons beter word. Ons hoef nie te gaan nie.
Hulle het selfs gesien hoe die amptenaar, die keiser se amptenaar, wat waarskynlik 'n Romein was, sy kind gesond geword het deur Jesus het net gesê het. Jesus het nie na hom gegaan nie. So hulle sou waarskynlik gevra het by Jesus, maak vir Lazarus van hier af gesond. En Jesus moet op die ouene vir hulle duidelik sê, nee, dis nie daai tipe slaap nie, hy is dood. En ons moet gaan, sodat julle kan glo. Twee susters, Martha en Maria, wat sê, as iemand net nie was. Ons glo, alles is vir moontlik, maar hierdie is dalk net een te veel. Hierdie is dalk net een te ver. Jy moes net vroeër gelees het. Van hulle sou dalk gedink het aan die storie van Jairus se dogtertjie, wat uit die dood opgewek is, maar selfs hulle sou dalk gewonder het, maar was hy nie dalk maar net aan die slaap nie? Was hy nie dalk maar in 'n koma soos wat ons het vandag ken nie? Hierdie keer is dit te laat. Hierdie keer is ons broer al 4 dae dood. Daar is nie 'n manier wat hy nog lewe nie. Here, as iemand net nie was. Martha gaan verder en sê, Here, ek glo sal eendag lewendig word. Ek glo eendag, as ons by U is, of as U terugkom, of as die einde van die tye daar is, dan sal ons almal opstaan. Dis wat meeste van die Jode geglo, dis wat ons vandag ook glo. Maar dis nie vandag moontlik. Dis nie in hierdie oomblik moontlik. Dit kan nie nou gebeur. Ons sien die twee kante van Jesus. Jesus wat aan die een kant sê, ek kan. Deur die Vader is alles moontlik. En tog ook Jesus wat sê, ek gaan saam met julle hou. Ek gaan saam met julle hartseer wees. Ek gaan saam met julle voel. Dis 'n ongelooflike van die Here wat ons bid. Dis 'n God van hart en van hand. Dis 'n God wat meegevoel het met ons, wat naby ons is, binne ons is, op so 'n manier dat hy ook in ons gevoelens is, ook in ons swaar kry, by ons is. En is 'n God wat sê, ek kan alles vir julle doen. Ek kan al die uitkoms bring wat julle nodig het. Ek is in staat. Dis iets besonders in die Christengeloof. Want ons baie gelowe wat sê, ons is 'n God wat naby ons is, tussen ons is, deel van ons is. Baie van die New Age en Buddhistiese beweging sal self sê, ons is deel van God. En die hele natuur is deel van God. God is in alles en by alles en deur alles. Maar dis 'n geloof wat nie eintlik toelaat dat God almagtig is. As ek en jy self deel is van God, dan is ons beperkings God se beperkings. En dan kan mens nie sê, God is tot alles in staat. Ek dink ons sien iets hiervan in baie Christene ook. Mense wat sal sê, ek glo in Jesus, ek glo in God, maar hierdie situasie kan hy nie fix nie. Dis iets wat hy net nie vir ons kan doen nie, dis te groot. Martha, Maria en selfs die disippels se geloof is eintlik so bietjie blootgestel. En die sin dat hulle ook nie gedink het, Jesus kan doen wat hy moet doen. Baie ander gelowe op aarde ken 'n God wat hulle sê almagtig is, maar wat nie liefdevol is. Daar's baie gelowe, moslems, selfs van die Jode wat sal sê, God kan alles doen. Hy is die skepper, hy is die onderhouer, maar hy is ver. En ons moet vir God beïndruk deurdat ons goeie goed doen, deurdat ons 'n klomp wette volg, deurdat ons 'n klomp goed nakom, deurdat ons en party gelowe selfs teen ons vyande beklei, sodat ons vir God kan beïndruk. God is almagtig, maar hy is onvoorwaardelik lief vir ons. Ons moet sy liefde verdien.
Jesus kom wys 'n God wat almagtig is, maar wat naby is. 'n God wat alles kan doen, maar nie so groot is dat hy ons miskyk nie. En weer eens dink ek ons as Christene val in hierdie gat ook, dat ons baie keer dink, maar wat van God nou met my probleme doen? Daar's soveel groter goed in die wêreld aan die gang. Daar's die oorloë in plekke soos Sudan of Oekraïne. Wat sou God met ons te doen wil hê? Ek en jy wat bid vir reën of nie reën nie. Dis eintlik so klein in vergelyking met die moeilikheid wat ander mense het. Hoe kom sal God na ons luister? Dis die wonderlike van die Christelike geloof, dis die wonderlike van die storie van Jesus. Is 'n God wat sê, ek is so lief vir julle, ek gaan tussen julle kom woon. Ek gaan alles kom gee, sodat julle kan sien hoe lief ek vir julle is. Daar's baie geloof wat sê, God aanvaar ons offers. Daar's net een geloof wat sê, God kom word die offer. Dis liefde. Ons aanbid 'n God van hart en van hart. 'n God wat saam met ons voel en hartseer is en ook die uitkoms gee wat ons nodig het. Beteken dit gaan altyd vir ons maklik wees? Natuurlik nie. Beteken dit God gaan alles probleme vir ons oplos in hierdie lewenstyd? Nee. As dit so was, dan was Jesus of dan was Martha en Maria en Lazarus en al die disippels saam met ons vandag. Maar dit is nie. Hulle is almal oorlede. Meeste van die disippels op baie pynlike, slegte maniere. En tog het hulle die evangelie op die ouene verstaan. Tog het hulle op die ouene verstaan wat dit beteken het dat Jesus gesê het, ek is vir julle die brood. Ek is die opstanding in die lewe. En hulle het gesê, die hele wêreld moet dit hoor. Maak nie saak wat dit ons kos nie. Hulle het die voorbeeld gevolg van Jesus wat sê, ek kan en ek sal. Maak nie saak wat. Hierdie laaste deel wat in Handelinge geskryf staan, praat van Jesus wat geweet het wat kom. En as mens verder sou lees, dan lees mens dat die Joodse raad gesien het wat Jesus doen, gesien het en gehoor het dat hy vir Lazarus uit die dood het opgewek het en hulle het gesê, hierdie ou is te gevaarlik. Ons kan hom nie verder toelaat om te preek en om wonderwerke te doen nie. Ons moet dit stop. Jesus het geweet, dis wat gaan gebeur. Hy het geweet, as hy na Lazarus gaan, as hy hom uit die dood het opwek, dan is dit die begin van die einde. Dit gaan op die einde sy lewe kos. En hy het gesê, ek kan en ek sal. Maar ek sal bly. Daar is nie 'n prys wat Jesus te groot was om te betaal nie. As ek en jy sê, ons is Jesus se disippels, dan moet ons dieselfde hart hê. Dan moet ons in volle geloof staan en sê, God kan enige mens red. Dalk nie in hierdie lewenstyd nie, maar verseker in die lewe wat kom. En as ek sê, dalk nie in hierdie lewenstyd nie, dan bedoel ek gaan nie noodwendig almal gesond maak en weer lewendig maak wat siek is. Maar hy kan elke mens in hierdie lewe red. Maak nie saak hoe sleg ek en jy dink hulle is nie. Maak nie saak hoe ver ons dink hulle van die pad af is nie. Vir God is enigiets moontlik. En sy hart is daar dat almal gered moet word. Is dit my en jou hart? Is dit wat in ons lewe? Glo ons God kan daai slegste van slegte persone red? En glo ons hy wil? En lewe ons dit uit. Vertel ons vir hulle van God se liefde, wys ons vir hulle God se liefde. Of sê ons, weet jy, ek
Ek dink eintlik jy is te ver van die pad. Ons wat in die kerk sit, ons sal nie maklik herken dat ons vyande is. Dat daar mense is wat eintlik mense is wat ons slegte toewens. Maar as ons eerlik in onsself moet gaan kyk, dat is van mense met wie ons nie die liefde van Jesus deel nie. Van watter rede ook al. Of omdat hulle iets aan ons gedoen het, of omdat hulle iets aan iemand anders gedoen het, of omdat ons net so sleg dink van hulle dat ons dink, daar is nie hoop nie. Die grootste wonderwerk wat ek in my lewe gesien het, is mense wat ten spyte van al daai bestaan van Jesus ontmoet. En hulle ontmoet nie 'n Jesus wat sê, jy moet eers jouself regkry. Los al die slegte gewoontes, los jou sondes, dan is jy my kind. Nee, dit is Jesus wat sê, kom na my. Ek gaan jou skoonmaak. Ek sal doen wat jy nodig het. Ek het dit klaar in die kruis gedoen. Kom net. Jesus is bereid om saam met jou te huil as jy hartseer is. As jy iemand verloor het, Jesus ken die gevoel. As jy self deur 'n moeilike tyd gaan met jou besigheid of met jou gesondheid of met jou gesin of jou familie, Jesus ken dit. Hy huil saam met jou. Hy hou jou vas en hy sê, gaan doen dan dieselfde vir die ander wat dit so nodig het. Vir ons fisiese liggame is Jesus eendag die antwoord. Elkeen van ons wat hier sit en sy die Here voorkom, gaan waarskynlik doodgaan. Vir ons geestelike is hy ook die antwoord. En dis die deel wat nooit doodgaan. Die ewige lewe het nou al klaar begin. Ons is al klaar besig met die ewige lewe en as geestelike en as mense wat dit nodig het. Kom ons gaan huil saam met hulle. Kom ons gaan wees hartseer saam met hulle. En kom ons gaan bring hoop. Ons bid saam. Here God, Here Jesus, dankie dat U vir ons kom wys het. Ons aanbid God van hart en hand, van liefde en van mag. Here, mag ons die disippels wees, help ons om die disippels te wees en vir die wêreld U liefde en U oorwinning te wys. Here, vergewe ons vir die kere wat ons terughou, wat ons skaam is of wat ons veroordeel. Maak ons vry om ander lief te hê. Dankie Here dat U genade groter is as enige van ons foute in die verlede of in die toekoms. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.